om die Bybel reg te verstaan, sal die Bybel ook, moet jy hom reg sny. Daar's baie dominasies aan 'n gelowe, en hoe weet jy iets werk? Hoe weet jy iets reg? Dit almal glo is reg. Die SDA, die ander gelowe, hulle dink almal is reg. Maar dat jy weet jy is reg, moet jy reg die Bybel reg sny. En as jy hom reg sny nie, dan kan jy jou afskryf van hierdie dwaallering en die valse profete. Dan kan jy wegstap van hulle. Wat is 'n bedeling? Ja, my onderwerp is die 3 bedelings van die evangelie. So ek gaan die 3 evangelies indeel in die hele Bybel. En dit vir jou verduidelik. Wat is 'n bedeling? Dis 'n tydperk of 'n fase. En nou in die evangelie, wat is die evangelie? Kom ons gaan lees dit in 1 Korintiërs. Jy kan sien nie. Hoor die woord. Ja, so wat is die evangelie? Korintiërs 15 vers 1-4. Broers, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Dis die evangelie. Amen. Dis die evangelie. So ek wil vanoggend vir julle duidelik maak, en dan gaan jy ook die Bybel beter verstaan. Dit is belangrik, wanneer jy hierdie konsep vermoë verstaan, dan gaan die Bybel vir jou meer sin maak, en onderskeid kry. So kom ons begin by die eerste bedeling. Reg in die begin het God die aarde geskep. In die eerste bedeling het hom geskep. Wat gebeur daarna? Toe kom die sondeval. Die mense het in sonde begin val. Hy sê volgens Genesis 3 vers 15. Kom ons lees, dit is baie belangrik. Jy ken daai vers, maar daar is soveel krag in daai vers nie. En ek sal vyandskap tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskien byt. Nou wie is die vrou se saad? Jesus. Dis Jesus, ja. Want jy kan nie swanger word met 'n vrou se saad nie. Jy kan nie. Dit moet deur 'n man se saad wees. So hier kom 'n belofte van iemand, hoofletter iemand, wat gaan kom, wat gebore gaan word, hoor my, uit die saad van 'n vrou, wat nie ontvang is deur 'n saad van 'n man nie. Ok, so ek gaan weer terug gaan daarna toe. Nou wie is dit? Wie is gebore uit 'n maagd, wat nie ontvang is uit 'n manlike saad nie? Jesus. Jesus. So, God gee 'n belofte dat Jesus die Messias gaan kom. Okay. Hy gee 'n belofte. En God gee, en die belofte is dat Jesus die Messias gaan kom. Dit is die eerste bedeling. God gee 'n belofte. Hy sê daar gaan 'n tyd kom waar ek, God, iemand gaan stuur wat gebore gaan word uit 'n vrou uit die saad. Dis wat hy Genesis 3 vers 15 wil bedoel. Van 'n vrou wat hy sal jou kop vermorsel. Wat het Jesus gedoen aan die kruis? Hy het die vyand oorwin en jy sal hom in die hakskien byt. Jy sal probeer om hom dood te maak. Jy sal probeer om dit te keer. Jy sal sy navolgers aanval. Jy sal hom in die hakskien byt. Maar hy sal jou kop vermorsel. En dis die wonderlike belofte. Nou kom hy hier na Moses toe. En hy sê vir Moses, ek het myself 'n volk gekies. 'n volk uit 'n spesifieke nasie,
het 'n spesifieke stam, het ek vir my gekies. En wat volk is dit? Israel. God sê vir Israel, julle is my uitverkore volk, en waarom het God dit gedoen? God het een volk van die nasies afgesonder, waaruit die Messias moes kom. Daardie volk moes afgesonder word, hulle moes geheilig word. Hoekom moes hy heilig word? En jy gaan sien hoekom het God Israel gekies ook, sodat hulle heilig moet word. Want die Messias kom uit daai nasie uit. Dis hoekom die heidene was niks baie saak nie. Was net een volk. In hierdie bedeling was daar net een volk. En dis Israel gewees. Heidene was niks gewees nie. En nou al die ander volke uit God se oë was heidene. Nou wie is Israel? As jy gaan lees in Genesis 31:32 gaan jy sien dat Jakob het met 'n engel gestoei. Hy het met hom gestoei en hy het hom op die heup geslaan. En ek sal jou nie loslaat. Ek sal jou nie los voor jy my seën nie. Toe vra die engel vir hom, weet jy wat is jou naam? Sê my naam is Jakob. Toe sê hy van nou af gaan jy Israel genoem word. Ja, want jy het geworstel met God. En Jakob het 12 seuns gehad. Right? En daai 12 seuns het die 12 stamme geword. Right? Waar Jesus ook uitgekom het. Dis waar die 12 stamme vandaan kom. Ja, jy kry natuurlik alle geloof wat sê, ja, ons is deel van die stam. Nee, dis nie so nie. Daai 12 stamme kom van Jakob af en dit was Jode gewees. God sê toe, om hulle af te sonder en om julle anderste te maak van al die nasies en om julle rein te bewaar tot en met my belofte gevul gaan word. So hierdie was tydelik, hulle gaan nou sien, dit was tydelik gewees. Gaan ek julle sekere voorskrifte gee. So hy kies sy volk, Israel, hy kies sy volk en hy wil heilig, maar hulle weet nie hoe om te leef nie. So hy gaan hulle help. So hy gee hulle die wet. Hierdie is alles van toepassing op Israel. Hy gee hulle die wet, hy gee hulle die feeste om te onderhou. Hy gee hulle die besnydenis as gevolg van die verbond wat hy aangegaan het. Laat hulle in die land Kanaan sal aankom. Nou hierdie wet wat hy gegee het, is nie die 10 gebooie. Onthou 10 gebooie is net 'n opsomming van al die wette, van 639. Ja, dis nie 'n opsomming. So, hy help Israel. So die heidene weet glad nie. Hulle weet nie hoe om te leef nie, hulle weet nie wat reg of verkeerd nie. Obviously ek sê dit hoe goed uitwerk en daarmee voorberei. Dan ek weet nie myself, dis maar wat ek dink. Dit sal nie Bybel, maar wat ek dink. Is daar meer gesien by as ons by die wegraap kom. Is dat ek dink tog daar het van die heidene ook maar dalk vriende gemaak met die Jode. Dat hulle ook gesien is maar julle het oulike goed, jy weet. Ek vond ek het ook kan ondergaan. En hulle het seker al sê die Jode maar om iemand dood te maak is dalk verkeerd. So ek neem aan dit het ook gebeur. Maar dan gaan verseker mense met die wegraap om ook weggaan wat nie heidene is nie. Right. Wie kan dan gered word van al die nasies? Wie kan gered word in hierdie tyd? Net Israel, nie die heidene. Waarom? Want hy het net aan Israel die wet gegee, hoe om gered te word. Hy het vir ook die tempeldiens gegee. Om te gaan offerstelsel. En het hy die Sabbat hulle gegee. En die rede kom hierdie net vir Israel gegee het, sodat hulle heilige volk kon wees. En hierdie was net 'n tydelike stelsel gewees. En hierdie is alles in die Ou Testament. Right. Kom ons gaan na die tweede bedeling. Nou gaan ek my belofte, wat ek aan julle gemaak het, vervul. Hoe? Is die heel eerste vir Johannes die Doper. Johannes die Doper. En hy kom preek.
dat julle moet bekeer en julle moet glo wat na my kom. Ja. Dit is belangrik, want hy het geweet. Ek doop julle met water, maar hy wat kom en julle moet glo, doop julle met vuur en die Heilige Gees. Toe kom Jesus op die toneel. Hy kom toe op die toneel. Ja. Jesus plus sy disciples kom toe op die toneel. Jesus is nou die vervulling van die belofte. Die belofte wat hy aan hulle gegee het. En hy kom hierdie vervul. Alright. Met ander woorde, met die kruisiging gaan hierdie natuurlik wegval. Ons kom maar by. Hy word dus gestuur vir Israel se Messias. En nie na die res van die wêreld nie. Hy kom uitsluitlik net vir Israel. So op hierdie stadium is ons glad nie van belang. Dit beteken niks op hierdie stadium. Alles gaan net oor Israel. Kom ons lees van Matteus 10, 5-6. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Ja. So wie is dit? Ja, Dis die Jode. Dis die Jode. Nie die heidene nie, dit wil niks met hulle doen nie. My volk is Israel. That's it. Sê vir hulle, ek is die Messias wat gekom het, en sê vir hulle, God se belofte gaan vervul word. Ja. Toe hy het vir die disciples gevra, weet gaan vertel hulle van my, ek is die Messias, dat hulle my moet aanneem. Daar was ook baie messiaanse profesieë in die Ou Testament was daar gewees, wat aan die volk gegee het. Nou die Jode het nie dit geglo nie. Toe sê hy vir hulle, vir sy disciples, gaan wys vir die Jode tekens. En dan besef ek is die Messias. Gaan wys vir Israel, ek is die Messias wat gekom het. En hulle dink hy is 'n profeet. Gaan wys vir hulle die disciples, gaan uit en begin preek. En sê vir Israel, julle moet glo, nie is baie belangrik. Wie? Die tweede bedeling is dat die Jode moet besef wie Jesus was. Messias, dat hy is die een wat moes kom. Hy is die vervulling van die belofte. Hy sê vir Israel, gaan leer hulle. Jesus sê vir die disciples, gaan sê vir hulle wie ek is. Ja. Israel moet glo wie Jesus is. Eerste ding wat Jesus vir hulle gesê het in sy bediening, bekeer julle en laat julle doop. Preek dit vir Israel. Johannes die Doper het gepreek, bekeer julle en laat julle doop. Hulle moet hulle bekeer. Dis wat Johannes dit gepreek het. Bekeer. Julle moet julleself bekeer. Wat beteken as Johannes die Doper sê, weet jy, Israel, julle moet julle bekeer. Wat beteken dit? Beteken jy moet jou rug draai op die wetstelsel. Ja. Dis wat jy moet doen. Om die Here aanneem. Wetstelsel nou en as verlosser en laat julle doop. So bekeer julle en laat julle doop. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van ander nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis wat die disippels ook moes gaan preek het. Hoekom gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees? Want Israel verwerp Jesus. Hulle glo nog nie wie hy is nie. Hulle verwerp hom. Hulle sien God net as een. Daarom is hulle bekeer van die wet, gedoop word in die drie naam, om te erken en glo, dat ons glo wat Jesus vir ons gedoen het in die kruis. So dis hoekom hulle in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Want hulle het gesê, God is net een. Daar is nie Jesus nie, as die Heilige Gees. Hulle het glo net aan God. Nou, die disippels moes hierdie gaan preek. Nou kom Petrus op die toneel. Hy kom op die toneel. Handelinge 2 vers 38. En hy sê vir hulle,
bekeer julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus tot vergifnis van julle sonde. Dit preek hy nou in Israel. Julle moet openlik bely dat Jesus die Messias is. Julle is sondig, want niemand kan die wet ten volle onderhou nie. Kom keer julle na Jesus toe. Dis bekeer julle nou en laat julle doop tot vergifnis van julle sondes. Slegs in Jesus is vergifnis. Nie meer in die wet nie. Dan is net in Jesus is daar vergifnis en nie in die onderhouding van die wet nie. Dis slegs in Jesus sal vergifnis ontvang en julle sonde en die wetstelsel kan jy nie red nie. So hulle moes vir die Jode sê, hoorie, hierdie wat God julle geleer het, julle moet afskeid neem van. Want julle werke kan julle nie, die wet en die werke kan julle nie red nie. Jy kan nie meer red nie. In Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Galasiërs 4 vers 5. Ek het hom op. Jesus was gebore onder die wet. Nou toe Jesus gebore is, was die wetstelsel nog daar nie. Om die wat onder die wet was, los te koop. Kyk, voorbeeld was wat Jesus gepreek het. Kyk na die ryke man in Matteus 19:17 tot 22. Wat? Hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om gered te word? Jy moet die wet onderhou. Toe sê hy mos, maar ek doen dit. Ek doen dit. Sê maar, weet jy wat, ons is nou hier. Ons is al hier. Toe sê hy, verkoop al jou goed. En volg my. En ek kon dit nie doen. Gaan verkoop al en volg my. Lê dit neer en volg my. Lê dit neer en kom volg my. Amen. En jy is klaar, want jy ryk man, jy leef nog hierso, in die eerste bedeling. En dit is verby. As jy besef wie ek is, gaan jy alles verkoop en my volg. Dis erken jy dat jy jou rug op die wetstelsel gaan draai en dis Jesus volg. Dis wat hy moes gedoen het. Maar hy kon nie. Jesus en sy disippels het dus aan Israel gepreek. Matteus 15, 22 tot 27. Hulle is uitsluitlik gestuur aan Israel. En wat gebeur toe? Hier kom die dinge. Omrede Jesus preek en hy sê aan die Jode, ek is die Messias wat gekom het. Ek is wie die belofte vervul het. Ek is die persoon wat kom met wie die belofte kom vervul het. Die wetstelsel word nou afgehandel in wat ek gedoen het. En in my en julle moet bekeer van die wetsysteem af na my toe. En julle moet julle bekeer en laat doop as 'n teken dat julle nou aan my behoort en nie meer aan die wet nie. Nie meer aan die wetsysteem nie. So, kom volg my, kom neem my aan en neem afskeid van die wet. Op die stadium het die evangelie net uitgegaan vir die Jode en nie vir die heidene. Al die disippels wat uitgekom het, wat daar was, die disippels wat uitgekom het, Jesus het gesê, gaan preek het vir die Jode, gaan preek het vir my volk. Daar sê jy en hy. Dis kon nie die Jode gered word op daardie stadium. Want dit was slegs aan Israel gestuur. Nou is daar 'n wonderlike belofte in die woord van Handelinge 15. Nou hierdie, kan jy onderskryf, die eerste bedeling is in die Ou Testament. Die tweede bedeling is van 1 Matteus tot 5 Handelinge 5. Dis die tweede bedeling. 1 Matteus tot Handelinge 15. En dan word die Heilige Gees uitgestort en hulle begin in tale praat. Hoekom? Om die evangelie in ander tale ook te kan versprei, in ander lande, sodat hulle die evangelie kan verstaan. Petrus was die eerste gestuur, om die evangelie in die heidene te verkondig. Maar hy het gesukkel, en Jesus het hom gesê, Petrus gaan verkondig die evangelie nou aan die heidene ook, en jy gaan nou oorkom. Maar hy wou nie, hy was maar 'n keer, kyk, Petrus was maar trots, hy moes met sy eie dinge doen, baie keer. En hy het gesê, nee, hy gaan aanbly by die Jode, hy gaan bly vir die Jode preek. Petrus het geweet dat die Jode moet wegdraai van die wetsysteem af, en tot bekering kom in Jesus. So dis hoekom hy bly by die Jode, om die evangelie te preek. Die eerste deel van Handelinge het hulle die evangelie begin preek onder die Jode. Wie was die eerste nasie wat tot bekering gekom het? Dat was die Jode. Hulle was die eerste wat gekom het. Daar was nie baie nie.
Maar hulle was die eerste kerk. Julle het uit die eerste kerk uitgekom. Hulle het die eerste tot bekering gekom, maar die volk, die nasie Israel, het Jesus verwerp. Hulle het hom gekruisig, ook die Sanhedrin, sy eie volk, want hulle wou nie glo wie hy is nie. Ja. En nou, Jesus, hy was gebore, toe die wet nog in plek was nie. So nou moet die Jode afskeid neem van hierdie. En dis wat hulle verkondig. Om te sê, wil draai julle rug op die wet. Maar hulle wou dit nie doen. So, Jesus sê, ons nie meer die wet onderhou nie. Maar God het vir ons gesê, so moet onderhou. So wat doen hulle toe? Hulle kruisig hom. Hulle kruisig hom. En verwerp Jesus. Dit is 'n groot fout, maar baie voordeel vir ons. Op die stadium het die evangelie uitgegaan net vir die Jode, en nie vir die heidene nie. Die eerste deel, hulle was die eerste kerk, en die eerste nasie wat tot bekering kom. Hulle het hom toe gekruisig en die Sanhedrin gekruisig. Hierdie hele stelsel het Jesus verwerp, omdat Jesus teen die eerste bene gekom het. Dis hoekom Jesus was teen die wet, en dis hoekom hom gekruisig was. Dit is 'n groot rede hoekom hom gekruisig was. In Handelinge 15 lees ons die hele hoofstuk lees van Handelinge 15. Het die Jode in gesprek onder mekaar oor die heidene. Wat moet hulle dan nou doen? Wat moet hulle met die heidene nou doen? Onthou, op hierdie stadium was die heideling nie in die prentjie gewees, nog niks nie. Alles gaan net oor Israel. Net Israel kon aanneemlik gered word. Ons kan dit in Handelinge 15:14 sien. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Die wonderlike belofte van die Here, die Jode was God se volk, maar teruggaan na Genesis 3 vers 15 toe, het hy vertel van die saad van die vrou en jou kop vermorsel, en dit is almal ingesluit die heidene. God het dus hy het van die begin af wou hy almal gered het. Van die begin af wou hy. Dit was 'n hoofding gewees. Van die begin af. Dis nie lees ook. Maar hulle kan op hierdie stadium eerste bedeling nie ingesluit word nie, want dit was slegs een volk wie die wet ontvang het, die offerstelsel ontvang het. Maar God se oorspronklike plan was dat almal die hele wêreld moet gered sou geword het deur die seun wat sou kom. Die Jode het die wet ontvang, dus was daar geen manier waar die heidene gered kon word nie. God het die volk Israel geleer, right? Wat moet hulle doen om gered te word? Nie die heidene nie. Jesus was vir Israel gestuur om 'n volk vir hom aan te neem, want hy moes uit daai volk uitgebore word as die Messias. Jesus was 'n Jood uit die stam van Juda. Hy was een van die 12 stamme van Israel en hulle verwerp hom as die Messias. Handelinge 15 vers 16 sê die woord dat hy het 'n plan van die begin af gehad dat almal gered moes word. Handelinge 15 vers 16. 15 en hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskrywe is. Hoor 16. Daarna sal ek terugkom en die vervalle huis van Dawid weer oprig en wat daarvan verwoes is. Ek sal weer oprig en dit herstel. Dit het hy gesê nadat hy agtergekom het die Jode verwerp. Toe sê hy sal terugkom. Ons gaan nou kyk hoe kom hy terug. Wat het gebeur? Omdat Israel Jesus verwerp het en hom gekruisig het. En die Jode verwerp Jesus nou nog nie. Die ortodokse Jode. Daar is wel Messiaanse Jode wat hom aangeneem het. Maar hy verwerp hom nou nog. Het die redding aan die heidene gekom. Nou gaan ek vir my 'n volk uit die heidene vir my naam aanneem. Omdat Israel my seun, dis wat God sê, omdat hulle my seun verwerp het, gaan ek nou eers die heidene 'n bietjie weer heilig dien en ek terugkom en dan met die Jode afreken. Wat gaan nou gebeur met die Jode? So, wat gebeur? Hy sê, okay, julle wil nie my aanvaar as die Messias nie. So hy sit er nou op hout. Ja? En nou werk hy met die heidene, vir ons 'n volk. So,
En omdat hy hom op hul sit, moet hulle deur die verdrukking gaan, sodat hy kan besef wie Jesus is. So hy straf hulle nou. Dis hoekom hy sê hy gaan terugkom, ek dink staan nog nie, dat hy gaan terugkom om na die volk toe, die Jode, om hulle te help om hom aan te neem. Ja, Jesus, kyk om hier, sien. Verwerp Jesus in heidene, en hy red, en dan gaan die Jode weer die terugkom. Jesus, kan julle nou verstaan, hoekom gaan Israel hierdie groot verdrukking? Vers 15 sal eers vir my en volk weer opbou, uit die heidene, en dan terugkom na die vervalle hut van Dawid, kom oprig. Praat van die Jode, ek praat nie van die Jode om terug te kom na die hut. So, in die verdrukkingstyd gaan Israel besef wie Jesus is. En dit is die rede vir die wegraking. Hier is interessant, die wegraking is dus uitsluitlik net vir die heidene, om hulle weg te vat. Okay, maar daar gaan ander ook by, dis gaan Jode wees, wat natuurlijk, en ander geloof wat op die einde ook vir Jesus gaan aanneem. Hulle gaan saam. So waar Jesus kom en hy kom vat die heidene, allemaal wat hom aangeneem het, kom vat hom in die wegraking. So hy vat die gelowiges, kinders van Jesus, vat hy weg, en hy kom terug en hy deel met die Jode deur die verdrukking. So in die verdrukkingstyd gaan Israel besef wie Jesus is, en dit is die rede van die wegraking. Die wegraking is dus net vir die heidene om hulle te kom haal, en vir ander wat ook bekeer het, het in Jesus uit die weg te ring. Romeine 11 vers 8. 11 vers 8. Soos geskryf is, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap. Dit is nou vir die Jode nie. 'n diepe slaap, oë om nie te sien en ore om nie te hoor nie. Tot vandag toe, want die werk en die verdrukking nog nie plaasgevind nie. Wat doen Israel tot vandag toe? Hulle verwerp Jesus nog steeds. God het hulle oë toegemaak. Hoekom? Want God het 'n plan om die hele wêreld te red uit die saad van die vrou. God het hulle 'n gees van diepe slaap gegee. Die Heilige Gees, die Heilige Gees is nie in hulle hart uitgestort nie. Die Jode het nou nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees kan nie oortuig van sonde, oortuig wie Jesus is nie. Alright, want hulle het hom nie aangeneem. Want jy ontvang slegs die Heilige Gees met wedergebore. God het hulle 'n gees van diepe slaap gegee. Israel het toe dus die Heilige Gees wat hulle oortuig het van sonde en ongeregtigheid. Hulle het dit nie. Israel het dit nie. En hulle wil nie Jesus aanneem, want hulle wil nie hulle rug draai teenoor die wet nie. So hulle het nie die Heilige Gees nie. So hulle is in diepe slaap, hulle sit in blindheid vandag nog, oë om te sien. Vers 10, laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom. So, die Here straf hulle. Want sê, weet jy wat, ek gaan hulp sien, julle gaan nie meer die Heilige Gees kan raak, julle gaan nie meer my aanneem nie. Ek sit julle op hulp. Ok, derde bedeling. God sê, ek sit die tweede bedeling nou hier op hulp, ek gaan nou vir my volkies uit die heidene aanneem en ek gaan hulle jaloers maak nou oor die heidene. Julle gaan nou mede-erfgename wees. Johannes, nou ons is nie erfgename van die volk nie. Ons is nie deel van God se testament, maar nou gaan ons wees. Die Jode het Jesus werk. Toe Jesus gekruisig het almal weggehardloop. Net die Johannes het daar gestaan. Hulle het Jesus geken, maar hulle het nie geweet waar gaan die kruisiging nie. Here, U stuur vir ons 'n Messias, maar nou word hy gekruisig. Wat gebeur nou? Tot Petrus, jy gaan lees, Petrus het weer gaan visvang. Want hy besef wat hier gebeur. Hy weet, Jesus is die Messias, maar hy weet nie hoekom het hy gesterf nie. Hulle het nie verstaan nie, en ook nie die evangelie, maar God wek toe 'n man op, met die naam van, wie het hy gestuur? Wie weet? Ja. Net skryf hier heidene, kies vir my volk met die heidene, en hy stuur 'n man, en dan Paulus, hy was eers Saulus gewees in die pad met Damaskus,
Ja, toe hy sien hoor hy maar, die man wat ek opgewek het, wil nie na my toe kom. Slaat hy moet weer nog staan, en ek wil sy 3 dae blind ook. Dit is 'n teken om te wys wie ek is. Paulus was, wie is Saulus gewees. God het aan Saulus, en Saulus kom tot bekering, en later het God sy naam verander na Paulus. En God gee aan Paulus die openbaring van die kruis. Ja. Hy leer hom, terwyl hy op aarde was nie, het Jesus hom geleer, alles oor die kruis. Ja. Hy het eers uitgegaan en mense gaan bedien, toe Jesus weg is. Hy gee aan Paulus betekenis in die uitleg van die Nuwe Testament. Hy sê aan Paulus, dit is wat ek gedoen het. Op die kruis. Die verskil tussen die twee bedelings. Die tweede een, wie is ek? Ek is die Messias gekom is, en wat het ek gedoen in kruis? Wat is die rede van kruisiging? God gee aan Paulus die kennis wat is die krag van die kruis? In 1 Korintiërs 1:18 skryf Paulus, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So jy verstaan, die kruis het verstaan wat Jesus hier gedoen het. Ja, is dit die krag van God. Want die krag van God word geopenbaar deur die evangelie, en Paulus het die openbaring daarvan ontvang om te verstaan wat beteken die volbringde werk van Jesus aan die kruis. En Paulus word die preker wat preek tot die heidene. Dit is al die gedoen, net met die heidene gepreek. Hy het nie die wet ontvang, maar hoe word hulle dan gered? Hulle het glad nie die wet ontvang nie. Romeine 2:14. Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulself 'n wet, al het hulle geen wet nie. As die heidene besluit om die wet of hulle eie wet te onderhou, dra dit niks nie, tot hulle redding. Dit dra niks nie. So al het hulle 'n vriend gehad en geleer het om nie iemand dood te maak nie. Dit sal nie gehelp het nie. En dit is nie aan hulle gegee nie. Nou kom Paulus in Efesiërs 2. Ek skryf dit in Efesiërs 2. 8-9. In Korintiërs 15. Skryf hy, dit is die evangelie wat ek aan julle voorbehou, waardeur julle gered word, as julle hieraan vasthou. Hoe word die heidene gered? Deur te glo in geloof en dit aan te neem dat Jesus Christus gekruisig is, begrawe is en weer opgestaan. Dis hoe die heidene is vir ons vandag. Dus wat glo jy? Hoe kom glo jy? Hoe neem jy die Here aan? Sê Here, ek glo dat U vir my gesterf het. Ek glo dat U begrawe is en ek glo dat U die derde dag weer opgestaan het. Ek neem U aan, vergewe my sondes. Efesiërs 2:8 staan dat deur genade is jy gered en nie uit jou werke nie. Die heidene word gered deur geloof en aanvaarding om vas te hou wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ja, ons kon nie offer nie. Ons kon nie offer nie, dis nie vir ons gegee nie. Maar nou kry ons 'n geskenk by Jesus, die genade. Sy volbringde werk aan die kruis, die evangelie deur genade, is julle gered. Dis 'n geskenk. Julle word gered nou deur genade en nie deur die werk nie. Dis 'n gawe wat God ons gee sodat niemand kan roem nie. Niemand kan roem nie. Ons het dit verniet ontvang. Paulus verkondig dis aan die heidene dat die wet julle nie kan red nie. Die wet kan nie red nie. Die heidene word dus nou Christene, of baie is 'n sensitiewe naam, dat jy word nou kinders van God genoem.
en hulle word, wie is ons nou? As jy hart vir Here gee. Nee. Dis die bruid van Jesus. Dis wat jy is. So neem jy Jesus aan, wat hy vir ons gedoen het, word jy die bruid van Jesus. En jy word deel van die wegraping. Ja, wat ek nou. Ja, en word is gebruik. So, die bruid gaan saam met die wegraping. Right? Ja, 50 kaartjies geboek. Die boeke Romeine neem, tot die boeke Filemon. Die skrif. Van Romeine tot by Filemon. Daai boeke van daar tot daar gaan net oor die heidene. Hoe Paulus gepreek het vir die heidene om te sê, draai weg, asseblief hierdie wat vir Jode gegee het. Draai weg. Vind uit wie hy is, wat en wat hy van ons gedoen het. Sal wat hy in hierdie gedeelte, wat Paulus op gefokus is. Dit is gegee aan die derde bedeling van die evangelie, en dis hier waar ons vandag lewe, en hou ons tot redding. Sien jy hier dat die doop jou red? Red die doop jou? Red die werke jou? Nee. Maar hoekom moet ons dan gedoop word? As die doop jou nie red nie. Hoekom moet ons gedoop word? Ja, ek gaan nou lees. Sien jy hier dat die doop jou niks nie, maar hoekom moet ons gedoop word? Romeine 6 sê vir ons, en Romeine 6 vers 4, staan dit mooi. Hy sê ons is gedoop in die dood van Jesus Christus. Hoor nou, die doop is nou vir die einde. Nou kom ons nou doop. Ons gaan klaar die Here aangeneem. Of hy hom nie aangeneem het nie, kom ek laat doop my. Ons gaan na hemel toe. Hy kon nie. Die doop is 'n uiterlike teken vir die heidene en vir jou wat tot bekering kom van wat met ons hart gebeur. Dit is 'n uiterlike teken van wat hier binne gebeur. Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer met my, maar Christus leef in my. So dis 'n teken, 'n simboliese teken om gedoop te word. Ja. So as jy sê, weet jy wat, ek is gedoop, ek gaan hemel toe. Sê van my, nou wat ek my goed gesê het van die valse profeet, die dwaalleer, maar is deel daarvan. Ons neem dis Jesus aan vir dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het. Ons plaas ons geloof daarin, en dit is 'n teken dat ons die ou mens afgelê het, en ons is nou 'n nuwe skepsel. Ek glo dis in God, deur sy seun in die krag en die Heilige Gees. So as jy een keer onderdompel is, hier is baie interessant, as jy een keer onderdompel is, of 3 keer onderdompel, as hy ook vir jou sê, hoorie, ek sien jy is net 1 keer onderdompel, nee, jy sal dit moet oordoen. Onthou, die doop vat jou nie hemel toe. Vat jy nie. Of jy nou 5 keer gedoop word, of 1 keer gedoop word. Dit gaan oor jou, die uiterlike. Dit gaan nie oor jou redding. Nou preek mense, jy moet die wet, die Sabbat, die feeste onderhou. Anders is jy nie heilig nie. Hulle preek die eerste bedeling. Hulle preek die eerste bedeling. Dat dit eintlik al weg is. Johannes die doper het gedoop as jy jou bekeer. Die doop was jou sondes af. Want jy kon nog nie bekeer nie, want Jesus was nog nie gekruisig. Dis hoekom Johannes die doper gedoop het. Hy het jou gedoop om jou bekeer van sondes. Ja. Want Jesus het nog nie gesterf nie. So as jy die woord reg sny, is daar net een waarheid. Efesiërs 4 vers 5. Een Here, een doop, een geloof. En bedelings. Die doop van die gelowige in Christus. Right, derde bedeling. Nou is hy klaar. Wat gebeur nou na die derde bedeling? So hy is nou klaar. Hy is klaar. Paulus het dit gaan verkondig, en die heidene verstaan dit, en neem Jesus aan. So nou gaan ons na die derde bedeling. Wanneer die heidene weggeneem is, en is nou met die wegraak, maar dit is nou weg. Ons wat bekeer is, dan sê God, die tyd van die derde bedeling is nou verby. Die genade tyd is nou verby. Dan kom ek
en hy gaan met Israel kom deel. Hulle gaan deur die verdrukking en hulle gaan die Antichrist aanvaar. Maar wanneer die Israeliete uitgewis word, nou 2/3 van hulle gaan uitgewis word, dan gaan hulle besef, wie was Jesus reg? Hy was nie profeet nie, hy was reg Messias. Dis nie verdrukking te. So die Jode gaan dit besef, en hulle gaan besef, wat het hy gedoen? Dat dit wat hy in die kruis gesterf het, was vir ons gewees. En dan gaan hulle Jesus begin aanneem. En weet jy, hoe doen hulle dit nie? As hulle nie verdrukking is en die Jode moet Jesus aanneem nie, en hulle begin dit nou verstaan, nie, dan moet hulle dit openbaar. Ja, en wat gebeur as jy openbaar? Ja, so jy kom daar met jou lewe. Ja, kom daar met jou lewe. Korintiërs 10 vers 18, nie lees. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ja, so, weet jy wat, ja, geen nie wat vir Here, ek bedoel, wat so moeilik aan, verstaan dit, en lees jou Bybel, dan hoef jy nie deur die verdrukking te gaan. Bedeling 3 val weg en bedeling 2 skop nou weer in. As hy klaar is, kom Jesus nou weer terug hier, na die Jode toe. Skop weer in en dis moet hulle bekeer in wie Jesus is en dit bely hardloop en dan word hulle doodgemaak soos ek gesê. As jy hierdie dinge bely en verstaan, as jy hierdie dinge snap, as jy hierdie plan, as jy hierdie ding verstaan nie, dan gaan jy die Bybel net absoluut beter en beter leer ken. As die mense weer by jou kom en as jy op 'n Sondag kerk toe gaan en hulle sê weet jy wat nee, op 'n Sondag kerk toe gaan is deel van die Antichrist. Jy is nie heilig nie. Want Jesus het gesê, waar is die Sabbat? As jy die Sabbat onthou. Ja. Maar nou kan jy vrou sê, weet ek gaan nie die Sabbat onthou nie. Jesus het gekom en het kom vervul. Ja. Ons leef nie nie. Ja. Dis kom, ons leef nie. Ja. Jy is die verkeerde, of jy is in die verkeerde naam gedoop. Weet jy of mense bou dogmatiek daarop en dit het niks met die redding te doen. Weet mense glo, as hulle goed lees, die verse lees, glo hulle dit en hulle maak dit bekend. En as jy nie die woord reg sny nie, kan jy nie self leer. Dan dink jy, ja, ek kan weet. Dit is so. Dan dis nou al lering. Ok, ek sluit, nog afsluit. Galasiërs 3 vers 13. 3 vers 13, 17. 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is skryf, 'n vloek is elkeen wat in die hout hang. Nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad, dit is Christus. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar terug later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot nut te maak nie. God het aan Abraham 'n verbond gegee, nie? Ja, hy het 'n verbond gegee in die eerste bedeling. Dat hy 'n groot nasie sal wees, dat almal gered sal word in Abraham. Aan die heidene julle sal geseën word saam met die gelowiges. Nou, na die kruisiging. Nou sal ek saam met Abraham geseën word, want dit is 'n deel van die van sy testament en in die belofte. Julle gaan tot bekering kom deur die geloof en dan gaan julle kwalifiseer vir al die beloftes van God wat hy aan Abraham gegee het. Waarom? Want julle word saam geseën in die gelowige Abraham. Dit is nie meer die Jode nie, dit is nou ons ook. Die eerste bedeling was gegee totdat die Messias sou kom. Dit was 'n tydelike stelsel, totdat die Messias sou kom en toe moes Israel self die stelsel aflê en geloof gehad het in wie Jesus is. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het hom verwerp en omdat hulle Jesus verwerp het die genade na die heidene gekom. Sodat God sy plan, soos van die begin af, kom vervul het. Wat hy gesê het en wat hy wil uit alle nasies 'n volk aanneem. En hy neem hulle nou aan deur genade, wat Jesus aan die kruis gedoen het. En nie deur jou werk nie. Jy word gered deur genade en jou geloof om hom aan te neem.
deur dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het. Dit is te weer. Jy word gered deur genade en jou geloof om hom aan te neem. Dis wat Paulus spreek. Deur dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het. Alright. So, net om gewoon vinnig deur te gaan weer. So, God kies vir 'n volk Israel. Alright. En hy sê, daar gaan iemand kom. God sê, daar gaan iemand stuur. Die saak van die vrou, wat die Jesus is. Maar hy gee al hierdie voorskrifte, gee vir sy volk, sodat hulle heilig kan bly, want anders sal het chaos gewees het. En toe gaan hy die tweede bediening toe. Toe stuur hy Johannes die boer, hy was die voorloper gewees. Ja. Wat vir Jesus in verkondig het. Glo aan die een wat na my kom. En Jesus verskyn toe, hy en sy disippels. En Jesus begin te preek. Wie is ek? Wie is ek? En hy preek dat julle bekeer en julle doop. En die Jode glo dit nie. Hulle glo dit nie. Alright? En hulle kruisig hom. Sy mense kruisig hom. Want hulle glo nie. Alhoewel nog steeds, hulle was steeds onder die wet, maar hy het gesê, ek gaan die wet kom vervul. Julle moet julle rugdraai, en glo nie die kruisig hom. Hulle verwerp Jesus en sê, right, ek sit jou bult, dan gaan ek nou nie heidene toe. Ek gaan nou nog Jesus my volk. Alright. En hy sê vir die Jode, terwyl hulle gaan deur die verdrukking. Of hulle te weet ek nie. Derde bedeling, kies die heidene, en hy wek 'n persoon op, die naam van Paulus, en hy leer hom, geef hom openbaring van die kruis, hy leer hom die Nuwe Testament. En hy laat Paulus verstaan, wat is die rede hoekom ek op die kruis gesterf het. Paulus spreek hierdie, vir die heidene, en die wet kan jy nie red nie, preek het vir die heidene, dat dit wat die Jode gekry het, die wet, kan hulle nie meer red nie. En as julle nou verstaan, dat Jesus is die Messias, wat hy van die kruis gedoen het, en julle neem aan word, julle bruid van Jesus, en julle is deel van die wegraap. Alright, en dan gaan ons weg, en dan kom Jesus en dan kom deel met die Jode, en die verdrukking. Want hulle wil nie luister. Hulle wil nie Paulus luister. Hulle wil nie Jesus aanneem. Want God het vir hulle gesê. Ons geef julle die wet. Amen. Amen.